Okay, welkom terug hier by TNT. En so daar's al die roemers, daar's verskriklik baie roemers en ek wil hê jy moet hulle nou 'n bietjie vir my in die bed sit met al hierdie saadjies. Wat sit jy op jou saad? Die invoerbehandelings, al hierdie geheime goed wat jy daar in die stoor wegsteek en vir niemand sê nie. Die goed wat jy vir mense sê om nie te gebruik nie, want jy wil net dit gebruik dat jy die beter sukses kan behaal. Blykbaar. So wat is belangrik en hoekom is dit belangrik en wat moet ons op die pitte sit en wat moet ons nie in die voor sit nie? Nou ja, weet jy, ek dink daar was ook een van die vrae wat ingekom het was gewees oor die invoer goed, maar toe ek het so 2 gesprekke gehad en ek het nou die aand bel 'n ou my sê vir my maar hy weet presies wat ek doen. So ek wil net een ding sê, niemand weet wat ek doen nie. En al weet jy wat ek doen, jy nie. nie as ek nie, Jan. Ek wil net sê met dit, daar is nie 'n geheime ding nie. En al weet jy wat ek doen, is die kans dat dit by jou gaan werk skraal. Maar een ding wat wel werk, ek gaan dit nie hard uitsit nie, so jy moet nou lippe lees. Dis al wat werk. 'n liter van dit. 'n liter van dit, ja. So ja, nee, weet jy, met invoer is half, dit het nou half ingekom asof dit nou hierdie magic feekie dust of weet wat nou, dit word half gesien as vir my is 'n so sideline vir opbrengs, maar daar's eintlik verskriklike waarde in dit. Maar dit is een van daai goed, ouens wil dit doen, maar hulle wil nie geld spandeer nie. Maar jy moet bietjie geld spandeer daar, want dis dalk 'n missing link wat jy kort, wat deel maak van veral as jy hoër opbrengs wil gaan. Kom ek sê so, op mielie, sonneblom en sojas, maak die benadering wat jy gaan volg op dit gaan verskil tussen wat jy mielies of sojas. Kom ons praat net eers mielies en sojas. Okay. Op mielies om hoë opbrengs te maak. En as ek sê hoë opbrengs, ek dink alles 12 ton plus. Gaan invoer dit vir jou baie makliker maak om by daai opbrengs verby te gaan. By sojas gaan dit jou dalk dit vir jou makliker maak om jou bodem te lig, nie noodwendig jou plafon te skuif nie. Ja. Maar beide van dit dis 'n manier van ook voeding toedien. Dis nie 'n geheime dit of dit iets bysit. Dis nie hocus pocus poef as hy 6 ton sojas nie. Ja. Nou wat moet jy in die voor sit? Nou dit is ook maar weer eens gebaseer op wat die blare gesê het, wat die plante wil hê of wat die grond 'n tekort aan het of So dis wat die blare die vorige seisoen gesê het. ja. Of dit wat my grond nie kan voorsien in die plant nie, Ja. of weet dis 'n tool net in jou bemestingsprogram, of partykeer wil jy goed in jou 2x2x2 sit, maar jy het goed wat nie wil meng met mekaar nie, dan gee jy net 'n ander opsie, maar ook moet nooit boor in voor hardloop nie. As jy nog nie gedoen het nie, gaan doen dit, dan gaan jy sien hoekom sê ek jy moet dit nie doen nie. Ek's alright. Asseblief nie doen nie, jy gaan kwaad wees by. Maar ek op daai nou daar is baie goeters wat ek sien wat ouens in voorskryf. Dan het hy soos 800 mg boor in. Onder andere saam met 'n klomp ander goeters wat in gramme beskikbaar is byvoorbeeld. Okay. Wat van daai goed? Okay, nou daarso geldige punt. Daar's baie produkte op die mark wat geadverteer word en ja, hy het al hierdie elemente in. Dan gaan kyk jy daar, as dit almal 'n bril opsit en dan 'n vergrootglas en dan moet jy nog Google vat om te translate hoeveel is 'n milli-ikron gram van 'n milligram se gram. Dis nie te sê as daar staan dit is daar in, dit beteken enigsins iets nie. En ek weet baie van die ouens gaan by boere verby, sê hoorie sommer ons te produk, hy het boor in, maar ons 10 milligram in. So daar is boor in. En dink jy, okay, maar shop, kan jy boor daar. Dis nie genoeg boor nie, maar jy kan in elk geval nie. Hulle gaan dit daar opsit want dit is deel van maar jy was boor in gewees, maar wat. Dis is ek gaan jou vir 'n buffeljag vat volgende jaar. Vir jou verjaarsdag. Baie dankie. Geluk. Laat ry ons. Ek weet nie, jy kan kies, maar ek gaan vir jou die geweer gee. Dankie. .22. Okay. Hy het ook ook 'n doppie. Hy het ook kruit in. Maar dis die ding want baie ouens kom
En ek weet my en jou benadering, en selfs toe ons nou in Amerika was daar by Kevin, daar in daai mielieproewe wat ons was van hom vir die Mac Day. Ek meen daar is goeters wat ouens hier by ons as 'n blaarvoedingsspuit waar hulle dit daar in gallonne in die voort toegedien het. Hulle lag vir jou as jy sê, "O, maar ons spuit dit sommer in as 'n blaarvoeding." Sekere goed het jy net in liters. En ek het al gesê, weet 'n teelepel doen nie 'n laaigraaf se werk. Ja. Maar wanneer jy moet net weet wanneer moet jy 'n graaf gebruik, wanneer moet jy 'n teelepel, wanneer moet jy laaigraaf gebruik. En dit is waar in voorkom, weet. En ek sien dit as vir my is dit 'n tool vir as ek op my hoë opbrengsgoed. Ek het 'n ding wat ek 'n mixing vat hier agter. Daar word niks geheime goed in hom gemeng nie. Daar word gemeng dit wat my behoefte is vir wat ek gaan plant. Ek plant Modderbolt, Rietfontein, Vlakfontein. Elke plaas moet ek anders meng. Ja. Vir dit die behoefte wat daar is. Maar my hoë opbrengsgoed hier op Rietbolt. Ek het 3 lande hier wat ook verskriklik baie variasie het. Maar ook die cultivar wat ek plant. Ek almal weet ek plant 1197, my droëland rekord is met 1197 en daar is sekere goed wat ek gesien het 1197 in my grond, wat my grond nie vir hom kan gee nie. So dit is wat ek in my invoermengsel gaan neersit. Ek weet ook hoeveel moet ek neersit om dan 1197 tevrede te stel. Weet en so baie van daai goed ook en wie wat sleg is as ek gaan kyk van die goed wat ek gebruik, sukkel ek nou om toegang te kry want ek het eendag die ou of die maatskappy by wie ek goed altyd kry. Ek sê hulle vir my maar hoorie, ons gaan dit nie meer aanhou nie want jy's die enigste ou ongelukkig wat dit nog koop. Ja. Toe sê ek maar hoorie so, jy het nie gedink ek is die enigste ou wat 200 ton gestroop het. Daar's redes hoekom ek dalk die enigste ouens wat dit gebruik nie. Wat van julle vat daai produk en kom ons dit is iets wat ander boere ook moet gebruik. Ja. Maar baie van die produkte wat jy so gebruik, ek dink was nooit met daai bedoeling op die mark gesit nie. Nee. Daai spesifiek, ek weet waarvan jy praat. Ek dink nie hulle het gedink dit is as 'n invoerproduk ooit bedoel Ooit nie. glad nie. Want dit was eintlik net 'n blaarvoeding. Ja, en vandag nog saam met seker saam met Roundup te spuit. En nou vandag is daai spesifieke ding is nou net geformuleer saam met ander dinge as 'n blaarvoeding. Eerstens, hy gaan nie werk vir my nie want ek het hom al amper 'n stryd nodig. Ja. En tweedens nie vir daai geld nie. Want hy's so flou nou in daai mengsel. Ja. As ek hom moet vat en ek moet hom nou gaan, maar dit gaan nie werk nie want die vorm waarna is ook nie regte vorm nie. Jy weet so dit en dit is weer een van daai goed in Suid-Afrikaanse landbou. Is dit verskriklik moeilik om ek wil graag kerf vashou met wat die Amerikaners doen, maar ek kan nie as ek nie daai produkte weet ek wil graag ook ons Suid-Afrikaners boer verskriklik goed. Weet wat die wiskunde is, maar ons kort die plus en maal en deel tools om by dit uit te kom, weet. En dit is daai plus maal en deel goed is die goed wat half is dis waar invoer en goed inkom, nie net invoer nie, maar invoer en 2x2x2. Dit is 'n kombinasie van daai goed wat bymekaar kom wat ons weet om by daai opbrengs uit te kom. Ja. Maar daar is nie 'n one shoe fits all nie. Daar is produkte, gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Ek weet jy moet sê wat jy gesê het, maar ja, gaan jy Ja, ek wil net sê want jy het nou spesifiek gepraat oor 1197 en ek wil net gee die mense moet mooi verstaan hoe daai proses gewerk het vir jou om te verstaan wat het 1197 nodig in die verskillende gronde. Ek moes by my plant vir jou proewe. Dankie. Op 2 verskillende plekke. En nou hier by jou was ek dink 3 of 4 plekke waar hy geplant het. Dan het hy dit eerstens met blaarvoeding gespuit, is verskillende produkte. Hy het die Vrydag gespuit, die Maandag het ons blaarmonsters gevat, dan jaag ons Envirotech toe en dan wag ons vir die ontledings. Dan kyk ons wat was die inpak gewees en die opnames gewees wat daar was in die blare en hoe dit uitgespeel, wat was die persentasie opnames, wat is die verskillende konsentrasies se opnames gewees, ook in die verskillende weeromstandighede, was dit nat, het dit gereën, was dit droog, as dit baie droog was, het ons glad nie eers blaarmonsters gevat nie, en dit was nie net 1 jaar nie, dan het hy op die jaar 2 en jaar 3 het hy dit as in groter hoeveelhede toegedien langs die wortels met jou applicator wat jy gebou het. En weer eens het ons gekyk, wat is die opnames in die blare en hoe lank het dit gevat om in die blare te wys en hoeveel het in die blare gewys.
En so het jy net, en dis net vir 1 milie, dis vir 1 kultivar het jy dit probeer uitfigure. Daar's honderde kultivars op die mark, daar's honderde grondsoorte op die mark of in jou land. Dit alles speel 'n rol. Dis hoekom en ek dink dis is wat mense nie altyd verstaan nie. Dis hoekom 'n ding wat by jou gaan werk, gaan nie by my werk nie. Nie as alles presies perfek dieselfde is nie. Ja. En dit is nie hoe boerdery is nie, dis nie hoe grondwerk nie. Maar ja, net ter inligting. Ja, kom ek sluit gou aan by daai. Jy weet ek moet seker die laaste ruk een ding wat my pla is, nê. Daar's soveel ouens wat sê maar hoor jy daai 20 ton is 'n liegstorie. Weet jy was daar toe ons gestroop het. Ek dink is almal weet hoeveel ouens teenwoordig was toe ons gestroop het daai dag, want Ek wil net sê cheers op daai 20 ton. Ja, dankie, maar it's been a while. Dit het nie oor nagekom nie, maar Ja. weet jy, eerstens so ek net sê daai 20 ton is 'n hele paar jaar se moeite. Dit was nie onder 'n spulpunt geplant nie. Dis die land hier onder my huis. As jy 'n spulpunt kry asseblief, kom wys my. Dan gaan ek 30 don toe. Want ek dink as ek nog water kan kry en kan speel, ja, maar weet jy, daai 20 ton kom nou al 4-5 jaar lank en dit is wie gesê, daar gaan baie moeite in dit in. Ek moes en wie wat, ek in my invoerprogram kon ek kry tot op die punt wat ek nou weet ek hoe om by daai voeding om daai vlakke te onderhou. Ek kan jou brief gee hierdie jaar, gaan daar weer iets verander. Ja. Want dit verander konstant die hele tyd, maar ek het 'n baie goeie idee oor, ek weet nou al hoe om te manipuleer en hoe om te voer. Weet so, dis die een ding rakende daai ding en ons het en dis nie stand nie. Dis nie net stand wat opbrengs maak nie. Ek maak met baie laerstaande opbrengs want ek glo in pitgewig en nie net aan rye en goed nie. Ja, en weet jy, dit is toe ek begin het daai tyd, ek het wat noem jy dit, playpen land. Ek dink ek hier daar gehad, Lindy Botha, dink ek het 1 jaar ook 'n artikel kom doen. En daai jaar dink ek het daar 18 ton afgekom. Ja. Maar weet, in daai behandelinge het ek 22 en 23 ton gesien op daai strips. Maar ook weer eens, nou het ek dit gesien, maar ek het nie op al daai kolle gemeet nie. Nee. Nou moes ek by data gaan vat, daai sekt en kyk wat gaan daar aan. Die jaar daarna, toe het ek weer na 'n ander land toe geskuif. Maar ek het dieselfde reaksie gekry waar 1197 reageer so. En die jaar daarna het ek weer terug op daai playpen. Toe slaat ons was 21.2, 21.8. Dit was almal van hulle was oor 20 gewees. Ja. Toe sê ek wag, hier dink ek nou hierso het nou laaste seisoen, nie hierdie seisoen nie, vorige seisoen, dis baie droog. Maar hier by die huis het ek 'n 18.8 ton afhaal op my inskrywing, want weggeraak het. Deur die krake geval of iets, maar jy weet groot krake maar behalwe dit, nee, nog steeds my voedingsprogram wat ek gesien, ek is op punt, maar het was 'n droë jaar, ek was gelukkig met 1 of 2 by reën want water is nodig vir opbrengs, maar jy sal glo eintlik daar's minder water nodig as wat mense dink om opbrengs te maak. As jy David Hula se wêreldrekord gaan sien, dink was 530 mm plus die besproeiing wat bykom, maar hy het nie so baie besproei nie, want te veel water gee anaerobiese toestande wat weer terug gaan na amper met bewerking en loging en goed. Ja, so maar daar gaan baie wiskunde in om tot op die punt te kom van wat is nodig in daai invoer vir daai spesifieke kultivar. So ek het baie moeite op dit gedoen en ek hoop om dalk miskien nog te kan bou op dit. Maar 1197 en ek het daar's nou 2 kultivars. En as jy, en dit is wat lekker is, ek kom met die teelers gepraat het, en so ek het 'n idee van amper soos, noem dit maar familiebloedlyn, en hulle gaan min of meer dieselfde reageer, en ek het die een kultivar, het laas jaar, ek wil sê, hy was so 'n kort koppie, agter 1197, en die ander ene is ook 'n nuwe kultivar, wat eintlik my kop laat krap het, maar daar is, so, ek hoop hulle gaan dieselfde reageer. Maar nou het ek 'n ander kultivar ook, 'n dekalb kultivar, wat ook baie belovend lyk. En ek gaan hom ook hierdie jaar druk, maar hy reageer nie dieselfde nie. Ja. Maar ek het nou al 2 jaar se, ek begin gevoel kry vir hom. Ook, weet so, en dit is, ek gaan nie daai kultivar en my L97 dieselfde kan, dit is nie so nie, weet. Ja. Maar nou praat ek van, weet, dit is verskriklike hoë opbrengs. Dit is regtig, ek dink daai dag toe ons ook gestroop het daar, dit voel so
unreal om te sien daai mielies wat daar afkom, maar daai pitte en daai pitgewig, as jy daai pit vat, jy gooi hom in 'n skaaltjie, klink so 'n beringbal wat val, jy weet. So maar ja, so daar is nie 'n geheime ding nie. Daar is 'n spesifieke reg ding vir jou plaas, jou omstandighede vir wat jy voor mik. Okay, maar dis micromanagement vir daai verskriklike hoë opbrengste. Wat is die 3 of 4, kom ons begin eers by sojas, die 3 of 4 goed wat 'n moet is in Molibdeen. net molibdeen? Nog molibdeen en as jy twyfel oor nog 'n derde ding, nog molibdeen. molibdeen. So maar molibdeen is een van daai goed wat Ja. baie belangrik is, jy weet. En Kom. molibdeen speel 'n rol saam met jou stikstof en goed. En molibdeen het ook 'n effek op jou ontkieming op jou sojas. Ja. Maar as jy molibdeen het, net as jou molibdeen vlakke laag is, dan hartlik kry jy daai, yes. Kyk, ek kan nie wag vir Februarie nie. As Facebook oopmaak, is amper daai eerste dag van skool, nê. Hier's my kind die eerste dag van skool. Hier's my sojas. Dit staan 2 meter hoog, raai wat, jy gaan kans dat jy gaan 6 ton stroop is eintlik fokkol. Ja. Dis fotosojas, maar weet jy hoekom jou molibdeen was 10 teen te laag, weet en so molibdeen is baie belangrik om te keer dat jou stikstof nie te hoog raak, jou nitraat in jou plante nie te hoog raak, jy dan hardloop jou plante net weg. Dan kry jy te veel vegetatiewe groei, weet so. Molibdeen is doodbelangrik op 'n soja. So Ja, wil net sê dis nie die enigste ding wat 'n soja so hoog kan laat groei nie. o nee, daar's baie goed. Daar's baie goeders, maar vir 'n beter opbrengs is die molibdeen nie voor. Ja, molibdeen Definitief. vir my is dit is 'n baie belangrike ding, jy weet so. En dan ook ek dink suiker, maar weer eens ons het nie goeie suiker soos die Amerikaners nie. Maar ek dink as jy maar las ek jou vir ding, weet nie hoeveel suiker jou spaar in die dorp nie. Maar nie alle suikers is dieselfde. En daai is spesifiek vir jou mikrobes wat jy eet sien. Dis net vir mikrobes, ja. So Mikrobe energie. dit is geteken op my mikrobes, ja, Ja. om hulle eintlik daai hongerkindertjies kos te gee, jy weet. En daar is ander biologiese goed ook, of kom ons sê soos natrigodermas of goed toe wil gaan, en ek weet jy kry nou hierdie jou solubilizing enzymes en goed, weet jy wat jou fosfaatoplossers en goed, wat Ja. by my 'n no-go is. Ek wil nie my biologie, ek wil net dit wat daar is kos gee. Ja. Ek wil nie nog 10 hongerkindertjies inbring wat die Ja. ander hongerkindertjies gaan oordonder nie, jy Verdruk weet. nie, Ja, weet so dit is moeilik, maar daar is sekere goed en baie van die goed, dis hoekom as jy gaan kyk wat in die kan is, daar is iets van alles in, maar is eintlik so min dat dit gaan nie eintlik enigiets affekteer nie, maar baie maal die draer van daai wat gebruik word, is gewoonlik wat maar eintlik die kos vir die mikrobes gaan gee. En dan daar is gevalle wat ek dink iets soos sink of 'n bietjie fosfaat, as jy sukkel met swaal, daar's maniere om plante te manipuleer, veral soja plante, maar daar is goed wat jy in jou invoer kan sit, maar ek dink produkte, en kom ons praat oor ek weet Pre-Seed Plus is 'n produk wat ek lank jare gebruik het. Ja. Hy het ook maar vir die rede van die molibdeen en goed wat daarin is, en doen. Maar daar's ander produkte wat ook die lig gesien het, en weet ek 'n paar jaar terug die eerste keer met GreenLeak te doen gekry. En ek moet sê ek kon nie eintlik veel uit GreenLeak uitkry nie. Daar was reaksie, maar nie van daai van okay, hoor jy gaan nou my praktyk verander nie. En ek was al by Isak hulle by Elim, hulle het nou gegaan en hulle het verander om my kom nou 'n nuwe, ek weet nie, my kanne dink ek het hulle almal klaar geplant nou al. Hier's nie een wat ek kan wys nie, maar hulle het nou verander in die nuwe GreenLeak Plus. En dis nou een van daai goed wat ek voel as jy 'n all-rounder soek wat vir jou 'n goeie basis gee, dan is dit 'n ding wat jy gaan gebruik. Eerstens want baie van die invoergoed is ouens probeer om self stryds te meng. Dan wil dit nie meng nie. Ja. Die ouens is te lui om te jar test. Of die goed wat hulle koop is so flou, dan meng hulle met water is nog flouer. So is dit 'n klomp moeite vir op die einde van die dag vir geen ROI nie. Jy weet, nou kry jy iets daai ek dink GreenLeak Plus vir die sojas, GreenLeak vir die gewone ene vir die mielies, maar daai goed hy's klaar gemeng en Isak hulle doen moeite om seker te maak hulle update Ja. die ding, en ek dink as daar meng issues gaan wees, ek sal Elim se adres gee, hulle kan hulle gaan omruil daar. Daar's 'n jasmyn langs die pad, maar maar dis die enigste opsies nie. Dit is 'n opsie wat ek by my gebruik en werk, en vir my ook om nog belangrik saam met my molibdeen om nog enstof in te sit. Ja. Ek glo nie net in enstof op die saad nie, maar ek soek enstof in voor ook. Okay, en dan hoekom die boor nie voor nie? Boor nie voor boor onderdruk ontkieming.
Dus hoe moet ek sê, gaan sit 'n bietjie 'n liter boor neer, maak dit reg om oor te plant, want boor gaan vir jou probleme gee. En 'n ander ding ook is die soute wat daarin is, jy weet, in baie van die produkte, jy kan eintlik meer moeilikheid aanjaag skade maak, ja. as om vir die goed daarin. So dis nie 'n kom ons kyk gou daar nie. Dit moet 'n doelgerigte tool wees om invoer te gaan. Okay, so en om dit te counter op jou ander produkte wat jy noodwendig moet insit, gebruik jy dan seker obviously mate ook. Imate is 'n ding wat ek by my ook redelik gebruik. 'n Stryd-imaat. Stryd-imaat. Maar ook ons moet maar sif tussen die mate. Ons het die mate wat ons gebruik, wat nou al Otis Black, Humisure, wat is dit, Fumic van Nutrico. Hulle humic acid werk vir my goed. Ja. Ek weet, maar daar's soveel opsies, maar weet dit is maar twee wat ek by vasgehake het. Ek weet Langplaas het ook 'n goeie imaat, maar nie alle imate is dieselfde nie. En dis nie te sê 80% nie. Dis beter as 10% nie. Maar daar is beter imate as ander. Jy moet maar net deurgaan tot jy een kry wat vir jou werk. Maar weet dis daai tipe goed, dit is 'n manier om dit neer te sit, want ek weet ek het nou die dag 'n landboukundige gehad my gebel en sê jy kan nie vir my ou sê hy moet imate in sy kunsmismenging gaan kristalliseer. So ja, maar ek het nog nie geweet nie. Knip oog hê, maar jy weet nie hoe jy fucking produkte gebruik nie. Ja. Jy weet, ek raak sommer dadelik kwaad. Ek gaan môre 'n paar houe skeef slaan. Maar jy weet dit is 'n ek dink ook uit onkennis uit oor wat die effek gaan wees, maar as jy dan nie weet hoe om daai maat in jou kunsmis in te meng nie, kry nie. dan moet jy maar in die voorgang gooi, Ja. jy weet, of is 'n koper meng met niks nie. So dis ook weet as jy dan aan die kant of ergens moet neersit, dis waar invoer gaan ingaan, maar daar is nie 'n standaard mengsel vir alles nie. Vir om maksimum opbrengs nie. Ek dink daar's goeie produkte wat jy kan koop en gebruik wat vir jou gaan reaksie gee want dit is gebalanseerd. Gaan bietjie mikrobes kos gee, gaan bietjie mikroelemente en goed neersit. Jy gaan nie 'n volle program se voeding invoer ooit kan neersit nie. Ja, ek dink is belangrik vir die ouens om te weet, ek meen dis die benadering wat jy op jou plaas moet hê. Ons mik nie op alle hektare vir 'n top opbrengs nie. Ons mik vir 'n baie beter gemiddelde opbrengs en 'n beter return on investment. So ja, ek dink ons het redelik alles aangeraak vir hierdie enetjie. Asseblief as daar nog vrae is, nog iets wat julle aan kan dink, wat julle dink werk, wat julle sien werk of wat dalk glad nie gewerk het nie, sit dit vir ons daar in die comments. En ja, laat weet ons. Ek sal probeer uitvind wat is hy geheime vispes van hom wat hy Jy mag wegsteek agter in sy stoor ry nie, ja. Dit is 'n dit is Nylrivier karpe. Cheers.